Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. En is ek nog rustiger as die vorige keer. Ek staan al agter hier. Ek sê vanoggend of gisterand vir hy, ek gaan vanoggend draai agter hierdie mooi Nader en nie agter 'n music stand staan nie. So vanoggend gaan ons hierdie draai. Ek het vanoggend gehoor dat nou dat ek hare gesny het, lyk ek al soos 'n pastoor. So ek gaan weer my lang hare groei, want ek wil nie so lyk nie. Maar ja, hy's hard. Maar vanoggend, soos julle kan sien, wil ek praat oor jy kan suksesvol wees. En my eintlike tema was Pastor Tiaan dit beet gekry het, is wat is ware sukses? Maar ek hou van daai meer, soos jy kan suksesvol wees. So as ek na ware sukses kyk, as ons kyk na wat die wêreld sien as ware sukses, gooi iets, ons gaan 'n Oprah show hou vanoggend hierso. So kyk onder jou stoel, is daar 'n ticket, jy wen niks nie. Maar ja, as ek julle moet vra, wat sien die wêreld as ware sukses? Okay. Geld, okay, geld. Nog een status. Nog iemand? Groot kantoor. Dan is ek nog nie suksesvol nie. So ja, wat sien ons wat Christene is as ware sukses? Sien ons nie ook maar elke dag geld en 'n groot kantoor en status? Begin dit nie maar iewers inkruip, iewers onder die mat deurkruip, dat ons ook wil geld hê en ook 'n groot kantoor hê en dit doen iewers, nee, reg, nie reg? Ja, maak so, of so, ja, sê. By die jeug noem ons dit klein hondjie syndroom, of bobbelhead, julle weet daai hondjies wat jy kry wat se koppie so beweeg, daar sê. Okay, so vanoggend wil ek, is almal se Bybel sê, nie, of op die foon, of YouVersion, of wat ook al. Maar vanoggend wil ek, het ek my plek verloor, nee? Okay, Thomas, dit is hierso. In Josua 1 vers 8, so almal kan, ek sal julle tyd gee om gou so intoe te blaai, Josua 1 vers 8, as ek dit kan vind. Okay, 1 vers 8. Almal daar, almal reg, almal, okay. So wat dit daar sê, wat sukses half vir my mooi uiteenset, sê Josua 1 vers 8, sê, jy moet hierdie wetboek, wat sê een? Hierdie boek, hierdie ene, wat jy op jou iPhone het, of in jou hand het, of op jou Samsung het, jy moet hierdie wetboek van vroeg tot laat lees. Dink dag en nag daaroor na. En maak seker dat jy alles doen wat daarin geskryf staan. Dan sal dit met jou goed gaan. Dan sal jy sukses behaal. So in een versie sê dit vir jou alles wat jy moet doen om sukses te behaal. Okay. So kom ons vat dit. Ek het sulke mooi rooi letters gemaak, laat ek kyk wat is interessant vir my hier, maar kom ons van die begin af. Jy moet hierdie boek, wetboek, van vroeg tot laat lees. Nou gaan baie mense vir my sê, maar ek het nie tyd nie, as dit vir jou belangrik is, gaan jy tyd maak. Okay? Dink dag en nag daaroor na. So dit wat jy gelees het, moet nie net, klaar. Dink oor dit na, praat met God, elke liewe dag. En maak seker, hierdie is die mooi stukkie vir my, dat jy alles doen. Pastor Tiaan het so ruk terug gesê, hulle het 'n toets gedoen oor die woordjie alles, dit beteken alles. Okay. Dus doen alles wat in hierdie boek geskryf staan. En dan
dan sal dit met jou goed gaan, dan sal jy sukses behaal. So as ons hierdie dinge doen, ek kon dit nou seker 4 stappe tot sukses genoem het, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dis, as ons hierdie goed doen en God gehoorsaam, sal hy vir ons sukses gee. En tog, ek soek God se sukses, knip my tong daar so, nou, ek soek God se sukses eerder as die wêreld se sukses. Okay. En ek dink dit was in die Amplified, sê dit, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. So, all is via alles. Okay, all, ons sê daai onder beheer nou. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Wat ek sien in hierdie vers, en dis net een versie, die Bybel is vol dinge hoe om suksesvol te wees. Wat ek sien hier is, as ons tyd in God se woord spandeer en in sy tyd, dan sal God dit laat goed gaan met ons. En hy gaan ons laat, soos wat die Engelse version sê, good success. Nie net sukses nie, hy sal vir jou goeie sukses gee. Om suksesvol te wees, moet ons tyd in God se woord weer eens spandeer, en geen mens sal dit van ons kan wegvat nie. Geen mens. Want dit kom van God af. Geen mens kan daaraan raak nie. In Spreuke 10:22 sê dit is die Here se seën wat rykdom bring. Hy gee nie hartseer daarmee saam nie. Soos, what? As God jou seën met rykdom, gee hy nie hartseer daarmee saam nie. So, dis nie, hy hier vir jou rykdom, hy hier vir jou hartseer. Dis nie hy werk nie. Ons moet net een ding onthou, is dat die rykdom waarvan daai stukkie praat, is nie rykdom van, hier soos vir jou geld nie. Dis rykdom van God se seëning in ons lewens, God se wysheid op ons lewens, voorspoed in elke liewe dag, waar ook al ons gaan, God se voorspoed. Dis die rykdom. En wanneer ons tyd in God se woord spandeer en sien waantoe ons gaan om sukses te behaal, is God wil hê ons moet suksesvol wees. God wil hê ons moet suksesvol wees. 1 Timoteus 4:15 sê, gee jou volle aandag aan hierdie saak. Okay? Ons wil suksesvol wees, so gee jou volle aandag aan hierdie saak. Lees dit. Werp jouself in jou werksaamhede, sodat almal jou vordering kan sien. Die beste deel van as ons tyd saam met God spandeer en in God se woord, is dat mense rondom ons, mense daar buite wat nie is nie, gaan sien, yes, maar hier's iets anders in die persoon, of daar's iets anderste in haar of hom, of ek wil dit ook hê. En vanoggend toe ek hier sit en so, toe kom 'n gedagte by my net op, dat almal het al geryk hoe ryk het as jy 'n narkie of 'n lemoen of 'n clementine, het ek vanoggend toe my vrou my reg help, dis nie 'n narkie of 'n lemoen nie, dis 'n clementine. So ek sê, okay, maar as jy hom skil, as ek hom geskil kry, en daai, kyk, maar as jy daai reuk van 'n narkie, net, iemand kan ander kant van die huis staan, dit vat 'n rukkie, maar dit kom daar by jou, dan sê jy soos, iemand eet 'n narkie of 'n lemoen, daai citrus reuk, as jy in 'n klein kamertjie 'n narkie skil, dan ruik almal dit, jy eet 'n narkie, so, dis daai reuk van 'n clementine, of 'n narkie, ek sal by 'n narkie bly, maar almal ruik die reuk, almal vang, daar's iets
anderste. En selfs met ons, as ons God lewe, gaan mense iets anders sien en okay, moet nou nie ophou bad en sê ek ryk nou anderste nie. Okay. Bad nog steeds, maar God gaan laat jy anderste ryk en anderste lyk en 'n haircut kry en ek het nou nie hare gesny omdat ek die Here gevind het of iets nie. So, maar God gaan laat jy anderste ryk en mense gaan jou sukses sien. Mense gaan die sukses in jou lewe sien. Net oor die manier hoe jy optree en hoe jy elke dag aanvat. As ek lees in Psalm 1 vers 2 tot 3, dis in die boodskap, en dit beskryf vir my so mooi wat gebeur met ons as God ons suksesvol maak. As ons anderste lyk en ryk en beweeg en dinge doen as wat mense daar buite doen. Dit sê, God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Geniet ons nog God se woord? Is dit vir ons lekker om God se woord te lees? Of is dit net nog 'n boek? Maar God is baie bly omdat ons sy woord geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word. Daarom is jy. Ek wil net daar gou stop. Kyk na die persoon langs jou of agter jou of wat ook al. Sê vir hom jy. Okay, jy. Okay. Daarom is jy. Okay, nou point terug na jou toe. Daarom is ek. Okay, so almal het nou gevang. Daarom is ek en daarom is jy. Okay. Daarom is jy of ek soos 'n groot boom wat stewig langs die water staan. Hierdie boom dra op die regte tyd baie vrug. Okay, so daarom is ek en jy soos 'n groot boom wat geplant is by water. Hierdie boom of ek en jy dra op die regte tyd vrugte. Baie vrugte, baie vrugte. En sy blare bly groen. So dis nie ons bome hier buite wat net somergroen is nie, dis daai ander bome wat somer, winter, maak nie saak wat kom nie, groen bly. Sy grootheid skyn helder in alles wat ons doen. Okay, weer eens, alles beteken alles, well done. Okay, so sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit met jou, gaan dit baie goed met jou. So wanneer ons God lewe en tyd in sy teenwoordigheid spandeer, weet ons wie hy en hy wil ons suksesvol maak. As ek enige ouer hier vra, wil jy hê jou kind moet suksesvol wees en jou kop gaan so, mag iemand naby jou net bykom, want tot my ouers, maak nie saak hoe stout ek is nie, wil ek moet suksesvol wees. Hallo? Maar elke ouer wil hê sy kind moet suksesvol wees. En as ons kinders wil suksesvol hê of suksesvol gee in die lewe, gaan ons hulle moet leer waar dit begin. Gaan ons moet leer spandeer tyd in God se teenwoordigheid en in sy woord en jy gaan weet wie hy. God beplan net die beste vir ons. En om suksesvol te wees is deel van sy plan. As ons God deel maak van ons lewens, in ons daaglikse lewe, sal ons suksesvol wees. Dit beteken nou nie, jy gaan dalk die grootste kantoor hê nie, of dit beteken nie, jy gaan miljoene rand in die bank hê nie, maar buitendien is geld net iets wat ons gaan verloor, wanneer ons tyd verby is op aarde. Maar dit wat ons nou doen, en tyd saam met God spandeer, is baie meer werd as wat geld of enigiets in die wêreld ooit kan wees.
Maar God wil hê ons moet suksesvol wees. Wat ons in ons harte insit, wanneer ons tyd spandeer met God, en in God se teenwoordigheid, dan sal ons lewe vrug dra uit hierdie boek uit. En mense sal dit sien. Het van julle al 'n lemoenboom of 'n appelboom of 'n wat se vrugteboom, is vrugteboom, ja, groente groei nie aan boom, ek moes nou, okay, moes nou vir 'n oomblik net hier pos. Ek eet nie so baie groente en so nie, so ek kan nie onthou waar groei dit nie. Maar as jy by 'n vrugteboom kom en jy pluk iets, en jy eet hom en hy suur, dan lyk almal se gesigte nie baie wel altyd nie. Maar as jy hom eet en hy soet, dan is dit so asof jy nie wil ophou eet nie. Dis hoe mense ons gaan sien. Dis hoe mense ons vrugte gaan sien. As hulle van jou vrugte vat en hulle eet hom en hy suur, gaan jy dit hoor of dit sien. Maak nie saak wat jy probeer, hoe jy dit wegdraai op jou gesig nie. Jou gesig wys altyd as iets suur is. Of as jy klaar tande geborsel het en 'n hartjie eet, dan gesig lyk baie mooi dan. Maar mense gaan God sien deur jou. En hulle gaan jou vrugte sien wat jy dra elke dag. En as jy vir hulle van die verkeerde vrugte van jou gee, gaan jy dit sien. Maar hulle gaan dit ook vir jou sê. Jy's 'n Christen en jy doen dit. Hoeveel keer het ons nie dit al gehoor nie? Maar die vrug wat ons vir mense gee, moet ons die beste, want God wil vir ons die beste hê. So om suksesvol te wees, is om tyd in God se woord te spandeer. God maak ons suksesvol, soos wat ons sien in Josua 1 vers 8. Die dinge waarmee ons harte vul, word deel van ons lewens. En dis wat ons vir mense wys. Elke liewe dag, dis wat ons vir mense wys daar buite. Hey, kom kerk toe. Jou hypocriet of wat ook al hulle dit nou al noem. Is omdat mense nie die goeie vrugte in jou lewe sien. Jy's hier een persoon en jy's môre 'n ander persoon. Elke dag verander ons. Hoekom wil ons verander om soos iemand anders te lyk? Ek wil lyk soos wat William Wiggle lyk. Want ek kan die beste William Wiggle wees. Al probeer almal hier so om soos ek te lyk, jy gaan nie kan nie. Nie so mooi nie, nie so rond nie, nie so whatever nie. Maar jy kan die beste jy wees. En jou vrugte kan vir iemand iets beteken. Dit is wanneer ons suksesvol, hier het ek misgetik, sorry. Maar tyd in God se teenwoordigheid gaan ons suksesvol maak. Nie met rykdom dalk nie met die grootste kantoor nie, maar dit gaan in ons harte suksesvol wees. Dit gaan ons vrede en hoop en liefde en alles gee. Want God is nommer 1 in ons lewe. En hy wil die beste vir iemand daar buite wees. Maar ons wat hom moet uitstraal, moet Jesus wees daar buite, dat mense hom kan sien deur ons. Dat mense nader aan Jesus wil wees deur wat ons doen. En ek dink ons kerk se naam is verniet nader nie. Dit is sodat ons die mense nader kan sleep, ewen as dit aan die hare is, maar dat hulle nader sal kom. Dis hoekom ons hier is. Want ons kan die bank hoe warm sit, maar dit gaan niks maak aan ons, as daai mense daar buite hel toe gaan. En ons vrugte en ons
manier van mense hanteer, gaan vir mense wys, yes, ek soek hierdie Jesus. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit daar. Maar dit gaan ons vrugte wees, dit gaan ons narkie reuk wees wat ons afgee. Wat vir mense gaan wys, Jesus is lief vir my, ek kan suksesvol wees. En dit is ons suksesstorie wat ons met mense kan share. Want daar was mense in ons elkeen se lewe wat gemaak het dat ons hier sit. Ons het daai persoon se vrugte gesien. Ons het dit geproe en ons wou meer hê van dit. En net so kan ons ook uitgaan en mense van ons vrugte gee om hulle nader te trek aan wie God is. So vanoggend wil ek julle los met dit, hier kom die 5 steps to success. Nou, is dat nommer 1 moet ons lees hierin, wat hier staan. Wat God wil hê jy moet sien hier uit. Volg dit. Dit is soos 'n owner manual van 'n kar. Jy's 'n kar, hier is jou owner's manual. Lees wat hier in staan. Hierdie knoppie werk vir dit. Daai knoppie werk vir hierdie. Hierdie is wat geskryf is vir jou om suksesvol te wees en sukses te behaal. Dink dag en nag daaroor. En maak seker dat jy alles doen. Dan sal dit met jou goed gaan en jy sal sukses behaal. Dan sal jy wees soos 'n groot boom wat geplant is by waters. Hierdie boom, of ek en jy, staan dra op die regte tyd baie vrugte. En sy blare bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit met jou baie goed. So vanoggend wil ek net dit by jou los. As ons wil suksesvol wees, spandeer tyd in God se woord, dink daaroor en doen alles wat hy vir jou sê. Doen alles wat hy vir ons sê. Sluit die oor en sluit ons af. Here, dankie dat U ons God is, Here. Dankie dat U vir ons hierdie woord gegee het, Here, dat U, Here, help ons dat ons hierdie woord sal lees soos wat U wil hê ons moet dit lees, Here. Ek bid vanoggend dat mense se harte weer 'n honger kry vir U woord, Here. Dat wanneer ons dit lees en dit doen, Here, dat U ons sal maak soos 'n groot boom, Here, wat stewig langs water staan. En dat ons vrugte sal dra, dat die mense dit daar buite sal sien en van dit wil eet, Here. Dat hulle die goeie vrug in ons lewens sal sien, Here. Vader, dat U grootheid helder deur ons sal skyn elke liewe dag, Here. En dat U net so amazing in ons lewens sal wees. Vader God, dat U grootheid vir mense daar buite sal wys, dat U 'n God van liefde is, Here. 'n God van aanvaarding is, Here. En Here, dankie net vir wie U is, en Here, dankie vir elkeen wat hier sit, Here. Dat U hulle sal bless vanoggend, Here, is my gebed. En dat U hulle daai honger in hulle harte sal gee, om soveel meer van U te leer, Here. En meer in U woord in te delf, Vader. En ons dankie daarvoor. Amen.